laaste vraag van die vraestel, HTML. Hulle gee vir ons 'n merkersblad, saam met die vraestel, daar soos hy. Dan ook sê hulle vir jou, moenie hierdie vraag in 'n woordverwerker beantwoord nie, so moenie dit try doen in Word nie, hulle sê vir jou. En dan die vraagnommers is as kommentaar in die kodering vir jou om jou te lei waar jy die antwoorde moet invoeg, en moet asseblief nie hierdie kommentaar uitvee nie, dit help ook vir ons as merkers om te weet waar ons moet merk. En dan gebruik jy volgende voorbeeld as 'n riglyn om jou vraag te beantwoord. So op die ou einde moet jou website min of meer soos hierdie lyk. So maak jy onvolledige Question for Wales webblad in jou teksredigeerder oop in Notepad++. So dis daai ene, open with, of eintlik myne, julle sê altyd open with Notepad++, myne sit sommer hier, edit with Notepad++. Okay, so daar's hy. En ek maak hom ook in daarso in my webblaaier oop. Okay, vraag 1, 4.1. Voeg HTML-kodes by wat die titel Wales in die oortjie of die titelbalk van jou blaaier sal vertoon. So op hierdie stadium, daarbo staan Question for Wales HTML, wat verkeerd is. So tussen die by jou het jy oortjies. En dit moet in die oortjies wees. Nou die oortjies wat ons gebruik is title. En die woorde wat ons moet intik is Wales. En altyd maak jy yskas toe, anders raak jou kos vrot. So daar maak ons die yskas oop, daar maak ons hom toe. Save, kom ons gaan kyk, ons refresh daarso. Ja, Wales is nou daarbo. Volgende vraag, verander die agtergrondkleur van die webblad na light blue. So die agtergrondkleur, net gou so, ek wys nou nie eers die merkersblad nie, maar ek gaan gou hier op die merkersblad wys. Hier is ook head, en daar is die title waarvan hulle praat. En nou die volgende wat ons nou moet doen is die agtergrondkleur. Soos die agtergrondkleur, so ons moet body, en die body merker moet ons die BG color gaan verander na light blue toe. So hierso by body moet ons net bytik BG color is gelyk aan light blue. En dan save ons, en ons gaan refresh in ons Chrome of ons Edge, en daar is dit light blue. Volgende vraag. Verander die woorde while watching aan die einde van die 3de paragraaf na bold. So die woorde while watching moet na bold toe verander word. Wys gou weer op die merkersblad, bold, daar, B-merker. So letterlik daai merkertjies gaan ek rondom die woorde sit. Hier by vraag 4.3, hier die woorde while watching, so P. En ek maak weer die yskas toe. Save. Kom ons gaan refresh in Chrome. Daai woorde is nou in bold. Volgende vraag, vraag 4.4, voeg vlak 2 merkers, level 2 tags, by die opskrif, so heading, list of products in. Okay, so, op die merkersblad, kyk daar, het kan heading 1 wees, dis jou grootste opskrif, en H6 is die kleinste wat het kan gaan. So, hulle sê vir ons vlak 2, so ons moet H2 gebruik. So, hier by list of products, A2 en maak jy yskas weer toe A2. Save, kom ons gaan kyk hoe het lyk. Daar is hy, list of products, het bietjie groter geword. Volgende vraag, voeg 'n horisontale lyn onder die kolpuntlys in, 'n horizontal line onder die kolpuntlys, op my merkersblad, 'n horizontal line, so kom net gou, hier is hy, voeg 'n horisontale lyn in, HR, en dis letterlik wat mens intik, so hier, by vraag 4.5, onder die kolpuntlys, moet ons 'n HR insit, en ons save, en ons gaan refresh, ons kyk of dit so is, daar is 'n lyntjie in, hy is baie lig, maar hy is in. Volgende vraag, ek dink die tweede laaste vraag, ja, verander die font color van die paragraaf remember to visit our eco-marine village na rooi. So kom ons gaan kyk gou, ons fonts,
Soek gou, ek soek gou. Hierso. Fonts, daar is die grootte, daar is die kleur. Font color, red, en ons moet hom sluit ook na die tyd. Okay, want is net daai spesifieke woorde, net hierdie remember to visit. So, font color is gelyk aan red, hakkie toe, maar die font moet hier ophou, anders gaan al ons woorde rooi wees van ons webblad. Save, gaan refresh, net daai woorde is rooi, daarso. Laaste vraagie. Korrigeer, so maak reg die merker Ecomarine prent, sodat die prent korrek sal vertoon. Nou as mens nou op jou website kyk, daar is 'n gebroke prent. Okay. So ons moet die prentmerker gaan reg maak. Nou hierso staan klaar IMG, SRC, Ecomarine, hoogte, wyte, alles staan klaar daar. As ek gaan hier kyk op my merkersblad, dan is dit voeg 'n prent in. Maar iets wat jou juffrou vir jou geleer het, jou prent, dis die Ecomarine prent nou moet ek net gou die regte prent, daai ene. So jy moet die regte leertype insit. Nou, as ek so op my muismerkertjie rus, of op die prentjie rus met my muismerkertjie, kan mens daar sien, is 'n JPEG file. Die ander manier hoe mens kan sien, is regsklik en sê, show more options, properties, kan ons ook daar sien, is 'n JPEG file. Of jy kan jou view verander na details toe, en dan kan ons daar ook sien, dis 'n JPG file. Ok, maar soos ek sê, as ons sommer net op ons gewone manier hoe dit was, as ek met my muismerkertjie daarop rus, dan staan daar JPG file. So is baie belangrik dat 'n mens 'n leeruitbreiding daar moet by wees, so hier na ecomarine.jpg, save, gaan refresh, en daar is die prentjie. En dit is vraag 4, en op die ouende jou hele vraag stel.